it up for Cobus the Viking! I'm Cobus Visser, it's Cobus in the sea. Some call me the Viking. It's all about having courage, creating freedom and leaving a legacy. Dinge wat jy moet weet van, en dis waar ons 'n bietjie wys en 'n bietjie gryse raak. Ons kry elke week 'n ander kundige om ons deur 10 dinge te lei oor 'n gegeewe onderwerp. En vanmiddag, ek weet nie wat er lekker hiervan te maak nie, maar die persoon gaan vir ons verduidelik. Sy naam is Cobus Visser. Hy is 'n skrywer, 'n motiveringsspreker, lewensafrigter, fasiliteerder, maar hierdie het my wenkbroue laat regop spring. 'n vuurloop-instrukteur. Cobus, goeiemiddag. Goeiemiddag Willem, yes, dit's Cobus met 'n C en dit's Cobus Visser die Vikings. Dis lekker om hier te wees vandag. Goed so, nou jy kom met ons gesels het oor 'n klomp verskillende goed. Ek is seker oor vuurloop alleen kon jy 10 dinge gedoen het. Hoekom 10 dinge wat jy moet weet van Viking wyshede? Ek dink mens besef nie die groot impak wat die Vikings in die geskiedenis het in die nalatenskap wat hulle vir ons gelos het nie. En jy weet al die lesse wat ons by hulle kan leer, nie net vir ons persoonlik nie, maar vir besigheid en vir alle areas in ons lewenswyse wat ons kan vat. En ek sê altyd, jy weet, ons moet leer van ons verlede en die impak wat daar gehad het en te sê, hoe kan ons dit, hoe kan ek sê, implementeer in vandag se tyd. So jy het 'n studie hiervan gemaak, ek neem dit jy implementeer dit ook in die praatjies wat jy lewer? Dis korrek, yes. Ek lewer dit daarin, ek bring dit daarin, ek bring dit in met my kinders en met almal met wie ek omgaan en met werk. En ons is nou baie bevoorreg dat jy dit met ons gaan deel. So, Cobus, 10 dinge wat jy moet weet van Viking of dan Noorman wyshede. Ja, jy weet, my reis het begin om te sê, jy weet, wat kan ek van hulle leer? En ek dink, jy weet, behalwe nou om my 10 goed te fokus, jy weet, ek dink die een ding was vir my wat uitgestaan het, is dat hoe vrouens gelykhede gehad het met mans, jy weet, dat hulle kon ook skei, hulle kon ook regeer en hoe gelyke was. En dan, jy weet, 'n ander ding wat vir my ook uitgestaan het van die Vikings is dat hulle was gevind dat hulle van die skoonstes was in die geskiedenis. Jy weet, hulle het gereeld gebad, hulle het hulle na hulle hare gekyk, hulle het tot tweezers en kamme gekry, hulle was baie skoon op hulle self gewees. Jette. En toe ek nou begin dieper in kyk, jy weet, ek kom op 'n boek toe af wat hulle noem the virtues of the Vikings, jy weet, die waardes van die Vikings, en een van dit wat uitgekom het was moed. Jy weet, die vermoë om deur vrees te gaan, om deur pyn te gaan, om gevaar vas te kyk, om daai vasberadenheid te hê, om te sê om nooit op te gee nie en deur te druk. Dan die volgende een is waarheid, om in waarheid te leef, om eerlikheid te hê, integriteit dink ek is 'n groot ding, in jou woorde, in jou dade, en so dit was vir my iets wat uitgestaan het van hulle. Die volgende een is om eer te hê, 'n kode, jy weet, dis 'n kode van respek en om waardigheid te hê, nie net vir jouself nie, maar vir ander mense en vir jou goed wat jy besit, jy weet, jou besittings. Dan die volgende een, nommer 4, is loyaliteit. Jy weet, ek dink dis iets wat baie nodig is in vandag, is loyaliteit, getrouheid aan, nie net aan jou familie en vriende en gemeenskap nie, maar aan jou beginsels. Ek dink nie mense besef, jy weet, wat is jou waardes, wat is jou beginsels, waarvoor staan jy, en loyaal daaraan te wees, en nie te val vir enigiets nie. Dan die nommer 5, wat vir my uitkom, is dissipline. Jy weet, ons mense om te besef, jy dissipline nodig het, is konsekwentheid, selfbeheersing. Jy weet, wat is jou toewyding aan jou doelwitte en aan jou toekoms en aan dit wat jy wil graag bereik, jy weet, jy het die dissipline om dit konsekwentheid elke dag te doen. So dit was vir my iets wat fantasties was en dit kan vir jou sukses genereer. Die volgende nommer 6, gasvryheid, jy weet, die vrygewigheid te hê, die vriendelikheid te hê teenoor ander, teenoor jou naaste, teenoor jou gemeenskap en om na jou mense te kyk, jy weet, het jy gasvryheid. Dan, nommer 7 is hardwerkendheid. Jy weet, is om hard te werk, daai deursettingsvermoë om nie op te gee nie, en te sê, jy weet, ek gaan die werk insit, en dit gereeld te doen, en te beklemtoon om te volhard, sodat jy jou drome kan bereik, sodat jy jou doelwitte kan bereik op einde van die dag. Nommer 8, selfstandigheid. Jy weet, is om op jou vermoëns staat te maak, om op jou hulpbronne staat te maak, jy weet, waarvoor is jy verantwoordelikheid en onafhanklikheid te wees, en om lewensuitdagings dan te oorkom, jy weet, deur selfstandig te wees, jy weet, en nie afhanklik te wees van ander mense nie.
Dan nommer 9 wat vir my fantasties was is uithou vermoë. Jy weet die vasberadenheid om aan te hou ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van jy weet as jy vat die omstandighede wat hulle was om deur see te gaan om onbekende lande aan te vat. Jy weet deur winters te gaan om na hulle self te kyk en deur moeilike omstandighede, daai vasberadenheid om deur te druk. Jy weet daar's 'n storie van 'n kaptein wat 'n eiland aanvat en toe hulle op die eiland kom, toe kyk hy na sy manskappe en hy sê kom ons brand al ons bode. Al ons nie bode nie, skepe, ja. Hak ek nou vas met my woorde. En hulle sê van hoe so? Hy sê wel ons het nie 'n plan B nie. Jy weet al plan wat ons het, ons gaan either hierdie eiland vat of ons gaan nie doodgaan. Jy weet so om deur te druk, en nie op te gee nie. En dan die grootste een vir my is wat ons nie besef nie, is die nalatenskap van wat hulle op ons gelos het. Nalatenskap is so belangrik. Is wat los ons aan vir ons volgende generasie? Weet hoe gaan hulle onthou? Weet leer ons van ons verlede. En dis een rede hoekom ek die boek geskryf het. Was vir my kinders, se kleinkinders, se kinders om eendag te leer by hulle oupa of by hulle pa en te sê maar, wow, is dit waar ek vandaan kom? Is dit die impak? Jy weet net om vir die mense daar buite te sê. Jy weet die laaste groot Viking regerder was Rollo geweest, die koning van Normandy. En sy nageslag van William the Conqueror het beregeer basies nou nog steeds vir Engeland vandag. Jy weet dis die impak wat hulle gehad het. Van daai tyd af. Jy weet so ek dink dit is wat vir my uitstaan is vir die mense te laat besef, jy weet, wat is die nalatenskap wat jy agterlaat vandag? So ja, Willem, dit is so vinnig en ek weet nou nie hoeveel tyd het ons nog gehad nie, maar dis die 10 dinge en kan ek hulle gou herhaal vir die mense daar buite. Man, Kobus, as dit nou reg is met jou, hulle kan na die pot gooi gaan luister na die tyd. Ek wil eerder stil staan by 'n paar punte en net bietjie fokus daarop. Iets byvoorbeeld dissipline wat jou 5de punt was. Dissipline is, ek bieg nou hier op lig, is iets wat vir my nie maklik kom nie. Ek sukkel om 'n ding gedoen te kry en tot ek eendag iets gehoor het. En nou dink ek anders oor dissipline. En miskien kan jy dit uitbrei daarop of selfs om die verskil as jy wil. Dissipline is dit wat jy nou wil hê, prys te gee vir dit wat jy die graagste wil hê. Yes. En vandat ek so daaraan gedink het, het dit vir my bietjie dit na ander lig gestel. Definitief. En om by te voeg van dit wat jy gesê het, en ek dink dissipline is baie geconnect aan habits, gewoontes. Gewoontes. Wat is jou gewoontes? Jy weet mense dink baie keer ons moet so baie gewoontes verander. Jy weet ek vat byvoorbeeld 'n reis toe ek Kilimanjaro geklim het met my krikke, is ek onthou die een les wat die ou vir my gesê het en gesê het, jy weet ons kan so oorweldig word met alles en die wêreld en inligting en dit maak ons eintlik verlam. Maar die groot ding wat hy vir my gesê het is, kyk af, kan jy jou volgende tree sien? En ek dink dit is die ding by dissipline. Al wat jy moet op fokus, wat is die volgende tree wat ek moet gee? Wat is net daai een dingetjie wat ek moet doen? En kan ek dit môre weer doen? En kan ek dit weer doen? En dit is waar dit vir my kom. Wanneer daai gewoontes geskep word, dan word dissipline maklik. Maar die dissipline moet kom, kan ek daai 1% doen? En nou oor 'n jaar se tydperk het ons 365% gegroei. Dis daai konsekwentheid wat jy dit mee moet aanpak. As jy 'n six-pack wil hê, dit help nie doen op een dag 100 push-ups en vir 'n week doen jy niks nie. Dis om elke dag daai 10 sit-ups te doen. Ja, en soos ek gesê het van die Vikings, jy weet, hulle het gereeld gebad, jy weet, help nie jy bad een keer en dink jy gaan skoon wees vir die maand nie, jy moet dit elke dag doen. Punt nommer 7, hard werk. Ek staan stil daarby want ons leef in 'n era, nou eerstens, ek gaan nie sê, die jong mense van vandag, ek is nie een van daai mense nie. Ek weet jy nog altyd deur eeue heen het jy lui mense gekry, dis nie 'n nuwe ding nie. Maar ons lewe in 'n era waar onmiddellike bevrediging, dis kitskos, kits kontant, dit is kitsfinansiering, dis en so om hard te werk vir iets is besig om 'n vreemde konsep te raak. So wat sal jy sê vir jong mense wat nou in 'n werk wil instap en nou 50,000 'n maand wil verdien, al is ek 21? Ek sal vir hulle sê, jy weet, dink aan die groter prentjie. Kyk aan iets wat hard werk in kom is waardeer jy. So dit kom neer op waardering. So as ek gou vat, nê, ons weet baie keer as ons kitskos eet, dis nie regtig gesond vir jou nie. Al kry ons dit binne 5 minute, nê. En oor 'n paar minute is ons elgewel weer honger en die impak wat dit op ons het is baie keer nie goed nie. Maar as jy gou gedink aan iets wat die moeite werd is, Willem, jy weet, ek weet nie of jy groot geword het met lekker boerekos en lekker kos. Ja. Sê gou vir my, het dit 5 minute gevat om gaar gemaak te word? Nee, is hele middag se storie daai.
is die hele middag, maar jy onthou dit tot vandag. Dis Jy waar. weet, en as jy dit jou mond water daarvoor. En op 'n einde van die dag jy's bereid om daai uur of 2 of 3 of 4 te wag net om daai lekker boekos te eet. En dis wat ek vir jong mense sê is, mense is nog jonk. Jy onderskat wat jy oor 10 jaar kan vermag en jy wil dit binne 'n jaar bereik. Maar die groot geheim is waardeer die proses. Dis 'n proses wat ons moet deurgaan. En op die einde van die dag, iets wat die moeite werd is, vat tyd. Dink aan 'n boer, as jy die saad plant, jy het nie môre die oes nie. Jy het eers oor 'n rukkie het jy die oes, maar wanneer jy die oes kry, was dit alles die moeite werd. Dan koop jy vir jou daai nuwe Hilux. Dan koop jy weer daai highlights. Yes. Ek wil afsluit met die een wat jy gepraat het oor die nalatenskap. Dis iets wat baie my na in die hart lê, want ek vat iemand soos byvoorbeeld my oupa, jou oupa, enigiemand se oupa. Yes. Daar's al hierdie stories oor hulle, maar die feit van die saak is 2, 3 geslagte later weet niemand van daai persoon nie, want die stories oor hulle hou op. Maak nie saak wat 'n fantastiese en sterk mense hulle was nie, die stories hou op. Want die nalatenskap is net so groot. Dan het jy nou iemand soos 'n Mozart of 'n Albert Einstein, honderde jare later praat mense nog steeds van hulle. En dit is om te doen dat mense 200, 300 jaar later nog steeds jou boeke lees, nog steeds na jou musiek luister en nog steeds belangstel in wat jy gesê gehad het en gedoen het. So, Willem, om net daar buite voeg, ek dink net, verbeel jou net jouself, as jy nou 'n boek gehad het wat in jou familie kon afgegee word van generasie na generasie, en elkeen las hulle storie daarbey. Jy weet, hoe sou fantasties sou dit gewees as jy 'n boek kon lees vandag van jou oupa grootjie of oupa, en jy kon die lesse daar uitleer, want die ding is, as ons nie leer van ons verlede nie, is ons gedoem om dit te herhaal. En ek dink die beste is as jong mense is om by ons ouers se ouers te leer en sê, en dis een manier om jou nalatenskap, en dis een rede hoekom ek die boek geskryf het, was wat is die nalatenskap wat ek vir my seuns gaan los en vir hulle seuns? Wat is die lesse wat ek geleer het? Soos wat ons nou hierdie 10 lesse nou leer van die Vikings is, hoe kan ons dit oordra aan ons volgende generasie? En ek dink mense besef nie die belangrikheid van boeke en video's en content daar buite te sit sodat mense jou sal kan onthou. En dan die laaste ding is ook, jy weet, wat is 'n nalatenskap? Wat is die een ding wat jy kan doen? Gaan jy nie vir honderde jare geonthou word nie. Maar wat is daai een ding doen? My pa sê altyd dit is, wat is die ervaring of die memories wat 'n mens create? Want as jy terugdink aan jou lewe, jy onthou nie al die goed wat in jou lewe gebeur het nie, maar daar's 'n paar ervarings, jy weet, soos my pa het ons altyd museums toe gevat en monumente toe. Ons het almal dit nooit gelike. Maar daai wat doen ek nou vandag met my seuns? Ons gaan monumente toe, ons gaan museums toe, want jy gaan dit altyd onthou, en daai impak, as my pa eendag al is hy weg, as ek 'n museum sien, het hy daai nalatenskap in my gelos, en hooplik het ek dit weer in my seuns gelos, sodat hulle weer eendag hulle seuns dit sal in hulle seuns sal los. Dit is so waar. Kobus, voor ek jou groet, moet ek jou eers vra, hierdie vuurloop besigheid, hoe dit gebeur? Ja, net so 'n vinnige storie is, ek is 'n hemophilie, 'n bloeier. Ek het opgeëindig op 'n stadium in 'n rolstoel, kon nie loop nie. En een vriend het my toe uitgenooi na 'n naweek wegbreek, en toe is daar 'n vuurloop. En ek ervaar toe met sy hulp die eerste vuurloop sonder om te brand, 500 tot 600 grade Celsius. En ek besef toe, hoe is dit moontlik? En ek gaan toe op 'n hele reis in die laaste 10 jaar om dit te leer, sodat ek ander mense die ervarings kan gee. En ek het nou myself nou al oor die 2000 keer geloop. My seentjie was al op 2 het hy al begin loop oor die vuur. En dit het regtig 'n groot impak op mense om te besef, as ek dit kan doen, kan ek enigiets doen. Dat dit is alles in die mind, jy weet. En ons het beheer oor ons toekoms. En dis wat ek die mense wil los met hierdie quote, is dat everything, en Gandhi het gesê, everything starts with a belief. Wat ook al ons glo, dit word ons gedagtes, dit word ons woorde, daar's lewe en dood in die mag van die tong. Dit lei na ons aksies word dan ons gewoontes, en ons gewoontes ons waardes, en voor ons weet, het ons toekoms geskep, en dit begin alles by ons beliefs. So as ek jou kan oor vuur laat loop sonder om te brand, en jy kan daai beliefs begin question, watse ander beliefs het jy in jou lewe oor geld, oor werk, oor ons land, wat jy nooit bevraagteken nie, want jy het altyd geglo dit is die waarheid. En dis waar ek mense met die vuurloop help en sê, maar bevraagteken jou vrese, jou worries, jou stres, en sê maar, hoekom glo ek dit? Kan ek nie daai verander en iets beters glo op die einde van die dag nie? Kobus, ek het so lekker met jou gesels en jy het soveel raakpunte hier vir ons gegee. Baie, baie dankie. Ek dink ons moet in die toekoms weer so afspraakie maak. Dankie vir jou.
Dankie vir jou Willem en 'n lekker dag aan al die luisteraars. Julle moet julle dag geniet en julle week verder. Kobus Visser, 10 dinge wat jy moet weet van vikingwyshede. Hy's 'n skrywer en 'n motiveringsspreker. Ek voel ook nog sommer gemotiveerd, lewensafrigter en, het jy ook nog gehoor, vuurloop instrukteur.